My hande het Goeiemôre julle, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vandag weer hier by julle. Nou gister het ons gepraat oor wat sal ons skei van die liefde wat daar in Christus Jesus is. Onmiddellik toe daarna, toe ek nou vandag weer hier kyk in die woord, gaan die Bybel toe oop op 1 Korintiërs 13, die uitnemendheid van die liefde. So hierdie liefde wat ons nooit sal verlaat nie, waarvan ons nooit geskei sal word nie. Het ek net gevoel deur 1 Korintiërs 13, kom ons kyk 'n bietjie en kry 'n bietjie dieper insig oor hierdie liefde. OK, kom ons kyk gou. 1 Korintiërs 13 vers 1. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. So, die eerste ding is wat hy sê, as jy nie die liefde het nie, 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal, né? Sien ek sommer so ou ysterasplik deksel wat jy so met 'n stok slaan, dit maak net 'n groot geraas. Dit is iemand wat sonder die liefde van die Here in sy hart is. Hy's net 'n groot geraas. So die liefde bring harmonie in ons lewens. Is dit nie so nie? Die liefde laat ook 'n klank by my en jou uitkom sodat mense na ons kan luister. Kom ons gaan aan. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Jy sou sê iemand wat 'n berg kan versit, nee, ja, hy sê wow, ou. Die woord sê hy's niks as hy nie liefde in hom het nie. Julle, en as ek hierdie lees, dan begin dit sommer so in my hart brand, om nader aan God te kom, meer van sy liefde in my hart te kry, naby aan hom te wandel, my liefde na hom toe uit te roep, julle, en my liefde aan hom te demonstreer. Amen, né? Hy sê dan, en al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde, OK, hier is die kwaliteite, julle, kom ons meet gou onsself. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Lankmoedig, geduldig. Nie ongeduldig, en geduldig. Nee, en hy's vriendelik. Die liefde is vriendelik, julle. Nee, die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie en is nie opgeblaase nie. Handel nie onwelvoeglik nie en soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Nou, ek wil daai reken die kwaad nie toe nie in vandag se taal vir ons beskryf. Hy word nie verbitterd nie en hy reken nie die kwaad toe nie. Hoor gou, klink hierdie vir julle bekend. Ja, die wiel draai, pappa, jy sal vir jou kry. Nee? Die liefde reken die kwaad nie toe nie. Hy wens nie kwaad op iemand anders nie. Hy wil nie hê iemand anders moet te nagekom word nie. Neergevel word nie. Wens nie die slegte oor iemand anders nie. Julle, die liefde reken die kwaad nie toe nie. OK, goed. Né? Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Die liefde is bly saam met die waarheid, julle. Hoor hoe mooi is hierdie. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles en dit verdra alles. Ek sien iemand wat verdraagsaamheid teenoor ander het, nee, wat nie ander net wil dooddruk nie, maar spasie maak vir ander mense, nee. Dan gaan ek gou spring hierso na vers 12 toe, want ons tyd gaan ons vang. Hy sê hierso in vers 12, en ek wil hê ons moet regtig fokus hierop. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel. So julle, hierdie lewe terwyl ons nou op hierdie aarde is, asof ons in 'n spieël van 'n tipe van 'n raaisel kyk. Nee, ons weet nie regtig nie. Hy sê maar eendag van aangesig tot aangesig wanneer ons voor God staan. Nou ken ons ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos wat ek ten volle geken is. Deur die liefde, deur die Heilige Gees, in God, word jy ten volle geken,
deur sy liefde. Nee. En dan sê hy, en nou bly geloof, hoop. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Ek wil graag afsluit met hierdie, het julle al gesien, mense jag kragte na. As hulle net hoor 'n ou bewegend wonderwerkende krag, dan wil hulle agter hom aan hardloop. Dan jag mense profeseë na, as hulle hoor as iewers 'n profeet, dan wil hulle na hom toe gaan, dan sê hulle vir hom, profeteer oor my, asseblief gee my 'n woord. Of wat ook al die gawe is wat die persoon van genesing of wat ook al hy besit. Hulle hardloop agter die kragwerkende gawes aan. Maar ek hoor min dat mense sê, ek het so 'n behoefte vir God se liefde. Ek gaan die liefde najag met alles wat in my is. Want dit is die gawe wat ek binne in my wil hê. Dis die kwaliteit van God wat ek binne in my wil hê. So julle, kom ek en jy. Kom ons jag die liefde na, want raai wat? Dan trek al die ander gawes in lyn, omdat daar liefde is. Kom ons maak ons oë toe, wil vir ons 'n gebed doen. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Plant U liefde diep in ons harte. Bring 'n smagting binne ons om liefde te wil hê en te kan kry, Here. Stimuleer dit deur die Heilige Gees diep binne in ons, Here. Vader, sodat ons kan wees soos wat U is. Ons dank U, my God, en ons ontvang dit in Jesus Christus se naam. Liefde, seëning. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.